Goed. If you're hungry, all the things en als je is vrij, is dit heel Jesus, come to the in your heart, all the cross that is true, and as you read, yes, pray, the city you miss you need us, so falling from the cross, baby, show us how to run. Why go out, but Jesus told us this. Kom nader. Koninkryk van die Here naby. Ja. Algesien met Frida Francis en nader al nader. Asseblief staan u nader en kom ons maak die Here se naam groot. So net voor ons begin, ons gaan vir ons bid. Here, dankie dat ons vanoggend as manne by mekaar kan wees. Here, dit is U wat ons wakker gemaak het. Dit is vir U wat ons hier is. En dis as gevolg van U wat ons is, waar ons is, sodat ons mense kan bereik en mense kan vertel van wie U is. Kom seën ons vandag en ons harte ontvanklik en oop vir U woord, sodat ons regtig die mense om ons kan oplig en verwys wie U is. Ek sien dat Christus die koning en die alfa van die wat een liefde voor zijn koninkrijk vergeet. Hij beloofde aan die einde op die wolken om mij heen. Hij is koning, heilig Heer. En loof op prijs op halleluja.
naam, die wat glo, jy sal nie nooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. U is my God, wie ek vertrou, U is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, jy sal nie nooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, jy is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal nie nooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Sing halleluja. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God, is my God, ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal nie nooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, U is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal nie nooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Jy wil my lekker aan en klap, man. Wat sit volgend, daar waar jy sit. Sê sommer vir jou daar laat ek jou man, maar die Here het jou mooi gemaak. Moet hom net nie soen. Luister manne, iemand gou vinnig, jy het 'n minuut om Koffers vir 'n storie te vertel. Ok, jy moet nie so ver. Luister, het iemand vir ons gou lekker ietsie vinnig met ons te deel wat sommer die hele gebeur het? Ok, ek het vanoggend staan uit die buite en hy Johannes stap hier na my toe. Waar is hy Johannes? Ek het hom weer. Waar is hy? Johannes? En hy sê, Leon, kom ons bid net. Kom ons bid. Ek wonder toe nie, daar waar ek staan, is dit nie wonderlik, maar sommer net op die straat. Kom ons bid. Manne, ek ry Sondag kerk toe, Dani Lotus se kerk, daar by die Gracie, ag, is 'n lekker ou kerkie daar, ek geniet hom so baie. En ek ry die pad, hier staan 'n vroutjie met 'n papband langs die pad, die boonste kruising, en langs haar is nog 'n kar wat staan en haar help. En dis 'n ander man, is 'n swart man wat haar help. En ek stop en ek kom in te help en ek kyk my sê, "Oeh, ek het nog nooit 'n video gery." En hy help die wiel ry om. En wat my so wonderlik was, hy's nat geslit, jy kan sien daai man weet nie baie van wiel ry nie. Maar dan weet jy wat ek kan die Jack is hier. Maar sy naam is Nkosi. Maar weet julle wat is mooi? Nkosi het aangewerk. Nkosi het nie geweet hoe daai wiel werk. Hy het nie geweet hoe daai ding werk wat hy nou moet werk nie. Maar Nkosi het aangewerk baie keer. Die Here sê nie vir jou meld aan. Meld nie aan. Jy hoef nie die slimste, die rykste, die beste te wees nie, want God sal vir jou wys. En toe ek vir hom tot sien sê, is Nkosi die sweet loop hom af. En hy daai wiel gesit en ek het hom gehelp, toe sê, Nkosi. Nkosi beteken Nakina, Nakona. Ek is 'n koningskap. Ek het baie keer in ons lewens
is daar te min in kosies. En dit was my 'n treffende Sondag gewees met die vroukie gehelp met die dokter die. En dit is wat net 'n ding wat die hart, daai hele Sondag en die week in my hart gewees het. Ons is te min in kosies. Maar nou, ek is, hier is die boeke, julle weet, jy skryf die name van die in, voor in die boek is my nommer of die wie my nommer. Goed, in hierdie boek is papier, die skriftel, en is jy wat nodig het, en dan gooi dit in die boks hier. As jy name van 'n nommer skryf, ek weet, van julle, wat lyk soos foneties, wat jy geskryf het, die vraag is, ek het 2 brille, 2 maar die gaan, maar wat het die 2 brille nodig om te kyk wat jy geskryf het? Sê vir die ou langsam en hoor vir jy beskryf jy sal, maar as jy nie moet kan skryf. So, oké, van die boeke van my in. Nou goed, en die so, ons die ene kant, hierdie kant kom op Johannes, vul jou papiertjie, en as jy hulp nodig het, gebed nodig het, nou goed, ons help waar ons kan. En nou wil ek vanmorgen vir jou vraag, ons gaan nie baie praat hier, ons het van Marno vanmorgen, ons Marno is op die 3 Oktober met ons, met die mannenkonferentie, en gaan sy huweliksherdenking kanseleer, net spesiaal vir ons, wat praat met jullie die waarheid, want Marno gaan dit nie doen. Marno het die huweliksherdenking, maar ek wil vir julle vraag vanmorgen, jy gaan nou stil word, in 'n minuut. Vraag vir die Here, dat vir jouself, as jy daar langs jy wil vast wil sê, ek wil net vir jou die Here se liefde oor. Sê net vir ons wat die Here se liefde sien oor jou. Maar ek wil vir jou vra om vir die mannenkonferensie, nie net vanoggend, maar in jou stilte tyd, vir die 3 Oktober te begin werk. Dis 'n massiewe mannenkonferensie. Ons het die sangers net vir julle, as jy die sangers is Steve of my sing, vir Refensie sing. Ons het die ouetjie van Time Circle. Die sprekers is van hulle wat net so vinnig kan onthou is Renee Shenwood, Theo Burger, maar hoe kon nie nou daar wees nie as maar sy goedjies wat hy moet doen. En dan het ons, dit was 'n klomp. Julle sal die media word Vrydag gelos. So ons het borgers so bid vir die 3 Oktober. Dis offisieel, dis afgekondig, Vrydag, môreoggend word die media los. So dit is die vir Here se seën. Kom vir 'n minuut vanmôre. Net hier die Here, of jy sommer saam met iemand. Dit is vir die Here se liefde. Dankie man. Asof ons bid, Vader, dankie vir vanoggend en dankie dat ons kan lekker stil word hier buite en net bewus van die teenwoordigheid, dit is die planne vir ons lewens vandag. En jy mag nie vandag harder praat binne ons gees as op enige spreker of lied of enige geluid as ekstern woord, mag jy intern met ons praat en praat deur die gees. Ek bid dit vir elkeen van ons vanoggend hier so mag ons die planne vir ons lewens verstaan, of die roep op ons lewens verstaan, en mag ons dit elke dag nouwer en nader nie beweeg, wat dit betref. In Jesus naam. Amen. So ek hier kan ook, wat ons het so lekker, was ook dit. Wonderlik.
Dankie julle, het is lekker om hier, dankie Leon. Soos Leon gesê, as jy nou die ou langs jou gesê, jy het jou mooi gemaakt, maar toe die ou langs vir my gesê, maar sien dat jy nie klaar gemaakt. So waar jy ook al trek in die proces van formering is right. Jy is bezig met ons allemaal, en ek wil net so paar gedagtes volgens met ons deel, en ja, ek praat soos jy nie sien, kan lekker sien daar, ek is ook nou daar, nou die dag staan ek in die gym, nou ek weet nie besiel, so die gym was hy slooikies, lukskorrel, hy goed is nie, daar is so die onder 50's gemaakt, so ek kan betekenen met die toesluit, as ek terugkom daar, dan kan ek nie meer sien wat is die nommerkies, en nou dan ek vraag jou langs en ek kan ek vir jou ook maak, dus ek nie, dat dan my bril saam wat jou toe, so ok, ek wil ons een vers lees, van gesproken as ek so tussen Engels en Afrikaans spring, al my goeders is gewoonlik in Engels, al my woord is in Engels, so ek gaan so nie verwijs. So Handelinge 11, vers 25 en 26, sê die volgende, sê, So Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year they met with the church and taught a great many people. And in Antioch the disciples were first called Christians. Daar bekende gedeelte waar die disciples vir heel eerste keer hierdie naam gekry het, Christ-like ones. So kan sien julle was saam met Jesus, Christians. Ek dink een van ons uitdagings is, en ek praat volgende dit ek gehoor dat ek verstaan, ek dit my afleiding is, hoekom is baie van ons hier volgende, dat ons wil iets verstaan van dat is het, hoe kan ons integreer, ons geloof, ons lewe, ons werk, ons besigheid, hoe kan ons besigheid dat die Here dit gebruik? Hoe vertrou ons dat die Here deur ons werk dat ons daar buite is? En hoe kan ons daar buite in die werksplek staan dat die mense om ons kan sê, I can see you're a Christian. I can call you a Christ-like one. En ek dink as iets van daai begeerte, ek glo in ons almal, ek dink ons almal streef daarna elke dag, te sê, mag ons op 'n manier leef, mag ons kliënte hanteer op 'n manier, mag ons met elkeen met wie ons te doen kry, met wie ons praat, op so 'n manier kan interaksie dat iets is van God se lewe wat uitspoel, dat jy kan sê, we can see there's something different in it. We can see, if I had to call you something, I think I would call you something that associates with the man I've read about or heard about, Jesus. En ek dink as iets van daai passie, wat is geestelike volwassenheid dan in 'n sekere sin? Ek dink geestelike volwassenheid is wanneer ons die integrasie reg kry tussen ons geloof, ons alledaagse lewe en ons werk en ons besigheid. En dit is ons daai drie goed geïntegreer kry. Ek het nou as hy man dit nou so lekker gesing het, ek so daar af, ek sy skoene so gekyk en gelyk uit, die oranje skoene. Toe dink ek aan die dae wat ek wys maar na die ou mense, ek moes maar sê dit, nee. Hy moes gepraat van die DKW skoene, die Danskerker werkskoene, jy kom ons so jy het paar kom kry as jy dit alles mee wil doen, maar dit verlekker is dit, daai taal verander, maar ek het eintlik gedink nogal, toe dink ek kom ons so na my gedagte, so na sy skoene kyk, het is lekker dat ons Danskerk en werkskoene nie verander, maar kan ons in die selfde skoene staan, oral waar ons beweeg, dis dit, kan ons integreer, en sê, weet jy wat, ek hoef nie een manier te wees, of 'n ander stel skoene te staan, vir hierdie ding, en 'n ander stel skoene te staan, hier moet ek blind skoene aantrek, hier moet ek dit, maak ons elke dag, soos wat ons loop, soos wat ons wandel, in die selfde skoene loop, en een getuig, ek dink dit is wat volwassenheid is, die integrasie van ons geloofslewe, ons werkslewe, en ons gewone alledaagse lewe, verhoudings, huwelik ensovoorts, om daai dinge by mekaar te kom, dit is waar ons, ek wil ons volwassenheid kom. Ek het eintlik 'n bietjie voorraad vir vandag, ek wil 'n paar vrae vanoggend vra, so ek moet julle eintlik waarsku, maak seker jy sit langs iemand, jy so half van hou, jy weet het jy, so dit moet jy mee wil bespreek, of kan sê, want ek so 'n bietjie prakties, ek preek glad nie meer so goed nie, ek weet so kom daar minder mense as hulle te sien ek kom, hulle by lisensie het ek wakker over betaal, so dan kan ek nie meer, maar ek wil so eerder dit vir ons vraag, ek denk jy ons met mekaar bespreek. En die vraag wat my gekom het is, waar sal jy sê heiliglik is vir jou jou persoonlike lewe die grootste spanning tussen die integrasie van God se koninkryk en wat jy dink die Here se plan en doel vir jou besigheid is? Wat is vir jou die grootste spanning tussen
wat jy eintlik doen in jou besigheid en wat jy glo God se roeping is vir jou besigheid. Maak dit sin? Wat jy oortuig is miskien hoe die Here jou besigheid wil gebruik of hoe jy wil hê die Here jou besigheid moet gebruik en wat die realiteit is. Wat is vir die grootste spanning daar? Wat is die brug, die moeilikste brug vir jou op die oomblik? Kan ek jou vraag so met die ou lampshade een bietjie bespreek? Wat is jou moeilike aspek om hierdie plan, roeping, prentjie van God vir jou versus jou realiteit? Wat beleef jy as die grootste spanning daar? So net so 2 minute, net so vinnig. As ons vanaf dit in 3 konsepte werk, jou alledaagse werk wat jy doen, aanbidding, en die derde ene diens, hoe ook ander mense dien of net om just to serve people. Werk, aanbidding en diens. So weet jy, waar gaan jou brein nou met die 3 konsepte, hoe lyk elkeen? Ek het gesê, werk, toe sien jou kantoor. Toe ek sê aanbidding, toe sien jy dat daar wie Sondag in die kerk staan. Of bid, of iets, dan verbreek jy weer op, en iets, hoe dien ek mense. As die 3 uit die lopende konsepte, die is interessanter. In Hebreëus is die Hebreëse woord vir die 3 konsepte, die presiese selfe woord. Die woord is Avoda, A-V-O-D-A-A, spreek om het as jy luister. Is die presiese selfe woord vir work, worship and service. In ander woorde, as ek en jy vandag gaan werk, we're also worshiping. As ek en jy iemand gaan dien vandag, deel van werk, deel van worship, is die selfe concept. In ander woorde, toe die Hebreëse taal was nou nie 'n skeiding tussen hierdie goed. Een van die grootste gevare wat in ons eie lewe gebeur is dat ons wat is kompakteer? Nie kompakteer, ek sit goed in verskillende boksies, kompaktementeer, soets, sit in verskillende kompaktemente, nou is ek besig met daai, nou is ek besig met hierdie, nou is ek besig met daai. Maar vir die Here sê, luister all the saints, as jy dink, jy leef vir my,
Wat ook jy doen? Of 'n kosie die wiel ruil, he's worshiping. And because he's served somebody. So vir die Here was 'n kosie met die wiel ruil, yes, hy's besig om te bid. Iemand ry verby laat eers uit die wiel ruil. Nee, dit is aanbidding, dit is 'n daad van aanbidding. As ek nou werk toe gaan vandag, ek en jy vandag, that's going to be one and the same thing. Ek gaan nou net terug ons 'n bietjie na daai konsep toe. Dink jy dat al baie preke teen gehoor, maar ek wil net so 'n bietjie nou by mekaar kom. The term steward comes from an old English word that means one who oversees another's estate. Over time, steward came to mean a person entrusted with the responsibility to manage and care for the property or interests of another. To manage the person entrusted with the responsibility to manage and care for the property or interest of another. Was jullie gelijkenis van die talente was seker die gelijkenis wat die hele beginsel van stewardship, rentmeesterskap doorgedra. Waar die meester gesê het, ek gaan weggaan en kom later terug, and I entrust you with my resources. I entrust you with my resources. Nou weet nie, die van julle wat miskien die Burgon story ken, of Fransjo van die kerk, wat destijds die hele Burgon story gebouw het, en die Burgon groep gebouw het, ek wil ek weet, die Atterbury groep, dat is van die groot aandeelhouers by ons ook, by King Price, en maar Fransjo het die Burgon groep, die story, kry sy boek, ongelooflik, fenomenaal, dat geen omtrent 70% van die profijt wat hulle weggee eigenlijk. En ek het vorige altijd voor Fransjo so vir 2 dae lang onderhoud met optel. Toe Frans met 'n video maak van sy lewe en toe het my gevra ek jy net die onderhoud sal die hele dag hou en die hele tyd sal vra. En dit was nader dat dit al moeilik geraak, want ek het soos ons nou maar in ons taal praat, dit wat ek algemeen van hom sê, so Frans het duidelik vir my, wat het jy met jou geld gedoen? Of wat het jy met jou besigheid gedoen? En elke keer, as ek die vraag so gestel het, het hy my gekorrigeer. Elke liewe stop en sê, maar nee, as ek die vraag oorvraag, dit was nooit my geld. Dit was nooit my besigheid. Dit was altyd syne. Dit was van die begin af syne. Hy het syne vir my gegee om just te stuur. Dis nie myne nie. En elke keer as ek sê, wat jy met jou geld, wat jy met jou besigheid, wat jy met, as hy nie as Jesus, ek kan nie die vraag antwoord, dit was nie myne nie. Daar het ek met daai dag nadat ek besê, kyk, ek moet elke keer as ek nou vraag te kan mooi dink, so vraag so dit die Here vir jou gegee het, wat het jy daarmee gedoen? Ja, ek hou kan dit. En is my, he didn't let it slip once, ek ben een keer aan die gaan en sê, kyk, die arme kant, hy weet nou nie lekker, die werk die skryf nie, maar dat ek weet aan my. Maar ek het eindelijk in die onderhoud wil besef, sy ongelooflike diepe verstaan begrip van, sê die myne nie, I've been called to steward God's resources, God's people, God's influence. Ek en jy is geroep om iets daarvan te verteenwoordig, uit te dra, ensovoort. So die hele stewardship ek gaan nou probeer by dit kom. Ondanks het ek gelees, ek by die organisasie, maar het gaan ook organisasie baie fokus op, weet wat, hoe kan ons die koninkryk van God in ons werkplek neersien. Nou was 4 vrae, ek wil regtig hierdie 4 vrae bietjie by jou los vandag. So ek wil stadig gaan hê, maar het eintlik gesê, daar's 4 vrae wat my kan regtig help, how to establish God's kingdom in doing what I'm doing, what I'm busy with. En die eerste vraag was dit, what is good that we can protect and celebrate? Dit waarmee hy dit ook bezig is. Wat is goed waarmee jy bezig is, that you can protect and celebrate? What is good? Number 2, what is missing that we can create? What is missing? In jou werksplek vandag, as jy dink waar jy gaan werk, in die koninkryk agenda, what is missing that we can create? Number 3, what is evil that we can resist, that we must resist? What is evil that we must resist? And number 4, what is broken that we can restore? In jou context, what is good, what is missing, what is evil, what is broken? Daai vraag was ek nie bezig met nie. Laat nie so bekom dat net so bietjie gevoel, net so bietjie pause daar. What is good that we can protect and celebrate?
is missing that we can create? Miskien is daar iets wat jy besef, of die Here praat met jou om iets in te bring in jou werksplek, sê jy wat hierdie, as 'n gebrek hieraan, as 'n gebrek aan gebed, as 'n gebrek aan omgee vir mense, as 'n gebrek aan wat ook al die Here miskien weer, what is missing that we can create? What is evil that we can resist? Wat is verkeerd in ons industrie? Wat is nie reg in ons industrie? Waar jy is, dat ek kan resist en ek kan correct, en waarvoor ek kan opstaan. En number 4, what is broken that we can restore? Is daar iets wat net gebreek is, dat ek kan herstel? And God placing you, where you are right now, as a steward of His kingdom, ek dink daar is 4 vrae wat ons ruk kan besigheid. Hoe kan ek hierdie 4 goed adresseer? Goed, gaan jy nou so vir 'n bietjie weer kans van te praat, weet? Daar's 3 raamwerke wat ek wil na verwys as kom ek verduidelik miskien, dan gaan ons verstaan. Eerste raamwerk is business for ministry. Dis 'n raamwerk wat is 'n denkraamwerk wat sê, hoorie, ek het 'n besigheid, moet 'n klomp geld maak, moet geld vir iemand gee, en sê, gaan doen jy bediening. Paradigm number 1. Business for ministry. Paradigm number 2. Business as mission. Dis waar ek glo dat, so mense lees, this model positions business itself as a platform for sponsoring or enabling evangelism and service, often in restricted regions. Ek onthou 'n klomp jaar terug was ek saam met 'n besigheid oor Libië toe, net so voor Gaddafi se oorgooi, was jy gegaan oor, hoe kan ons, dis 'n groot konstruksiemaatskappy, ons gekyk, hoe kan ons 'n klomp mense in Libië kry, totale geslote later hoe, so dit is business as mission, om jou besigheid te gebruik as 'n voertuig vir sending. Derde een, business as a ministry. This model calls leaders to view their companies and role as entrusted kingdoms for which they are fully accountable to God and integrated context of mission. En nou is die ek gaan herhaal. Die eerste business for mission. Dit jy is nie daar om geld te maak en geld vir iemand te gee. Dit jy is daar om jou besigheid te gebruik en dalk in 'n moeilike plek in te beweeg, in 'n groot land in te beweeg, iets soos 'n besigheid gaan plant, sodat mense kan inkom. Of glo jy jou besigheid homself, die mense in jou besigheid, is actually oor jou sending film. Die eerste een was, ek kan dit sommer net noem my gebruik verstaan van dit. Ek dink so 'n bietjie van 'n ou model. Ek hou nie baie van my persoonlik. Hoekom nie wat hy verkeerd is nie, omdat ek dink hy misbruik is. Ek is baie misbruik jare terug in kerkkringe. Hoorie, maak jy geld, gee dit vir my, okay? Ek hoop jy maak baie, bid vir jou dat jy gesê het, as jy vir kan geld bring, dat ek kan sending werk in Mauritius verkies. Ja, van my. Wel van my daar, as dan Hawaii went to Hawaii, toe sê vir my, yes, ek kan nou sê, Hawaii is die uiterste uithoek van die aarde, daar wat Jesus sê, gaan die heel verste. As jy by Hawaii kom, as jy verder gaan, kom jy weer terug. So vir ons is dit al die verste uithoek van die aarde. Hoe sien jy jou rol, jou roeping in daai 3 modelle? Maak ek net geld vir die besigheid? Probeer ek die besigheid gebruik as die besigheid as 'n sending voertuig? Of derdens, sien ek dat my besigheid homself is die area van God se koninkryk which He entrusted to you as a steward, and in that business to look after people, minister to people. Ek terug by daai vorige 4 vrae. Sê nou vir iemand net nog so in daai 3, wat sê dink jy wat gebeur in jou kop? Gaan so 2 minute gee. Net vinnig kort. Waar sien jy daai 3 modelle? Waar's jou kop in hulle? Sê gou vir jou lank sê. Business for ministry, business as mission, business as a ministry.
As jy vandag dink, ek kan vandag werk toe gaan en dis deel van my aanbidding. My diens is deel van my aanbidding. Alles is geïntegreer. As ek nou werk toe gaan, work, worship and service is the same thing. What does that do for your motivation today? Dink bietjie. Wat doen dit vir jou motivering vandag? Nee, ek het weer daai klomp mense toe gaan vandag. Terrible klomp. Maar as ek daai pyn aan kan skuif en sê, vandag gaan ek, I'm going to worship today. I'm going to serve today, I'm going to work today, it's all the same. Iets van ons motivering skop en iets van ons gesindheid skop en iets van ons gesindheid trek reg. Ons praat baie keer as 'n ding wat ek gaan nie daar langstel, ons praat oor 'n paar attitudes wat hy, een van daai attitude wat al vir mense sê in ons konteks ook is, jy moet 'n besluit maak in lewe, do you live from have to or want to? Do you have to or do you want to?
Have to doesn't serve anybody well. Ek moet werk toe gaan. Ja, ek wil werk toe gaan. En ek vra altyd vir ons nuwe mense met niks en sê vir hulle, well, do you want to work or do you have to work? No man, we have to work, obviously, we have to pay bills. You don't have to do that. It's not paying the bills. Hou op om die skool te betaal, skool is appels en deksel hier. Hou op om die kar te betaal, hou op om die bank te betaal. Hou op om die huis te betaal. Nee, ek wil nie dit ophou doen nie, ek wil 'n nice kar hê, ek wil 'n nice huis hê, ek wil my kinders in 'n lekker skool hê, ek wil vakansie kan gaan, ek wil. Ek sê, maar wag 'n bietjie, as jy dit alles wil, dan wil jy seker werk ook, nee. Dan wil jy mos. Ja. So reframe your thinking. Whenever the answer is have to. Whenever the answer is have to, reframe your thinking. Do want to. Ek wil vandag gaan werk, hoekom? Want ek gaan die Here aanbid. Ek wil vandag werk, kan mense dien. Ek wil vandag werk, want dan kan mense uitkom. Want dit is deel van God se roeping op jou lewe. As ons daai goed skei, is ons in 'n slegte plek, as dit kan integreer, is ons in 'n goeie plek. Sien hoe kan ons dit saamwerk. Wat praat oor 5 vrese. Jou integrasie van jou geloof in werk. Ek gaan so 5 vrese noem wat miskien gewees, ja, maar jy weet nie waar ek werk nie. Hey, ek het vir versekeraar, korttermyn, so have mercy. Kyk, verstaan 'n paar keer. Ek weet jy heel baie konferensies wat ek moes op praat, vir King Price was, praat ek iets vir alsa gehoor mense. Ek dink ek praat my heel beste in die klas, so ek is so 5 minute gevra. Die eerste uitsaamspreek sê wat hy vat sommer sy voor en tel ons op. Hy sê, okay, ja, jy het nou vas al die nice stories vertel, maar ek sien hier op Hallo Pieter. Ja, dan begin hy al die moeilikheid verduidelik. Hy sê, wat van hierdie eis, wat van daai ding? Vir versekeraar werk in sigself waar jy Nederlands, miskien sê, maar jy nie my konteks nie, maar ek verstaan. Ja, vir die eerste vrees is wat ons baie keer sê, om die koninkryk te integreer maak werk is, while my employees are not Christians, will my expression of faith alienate them? Die mense sal my werk sê Christen nie, maar wat moet ek doen? As ek ook oor die Here praat, Jesus noem wel as, won't I scare them away? Daar is van ons eerste goed. As ons kan begin, om te sê, maar goed, hoe kan ek dit regstel? As ek 'n leefstyl kan leef in integriteit, omgee, waarheid, liefde, that people can see, and I can see you've been with Jesus, you're a Christian. Die manier is nooit om Jesus by iemand se keel af te trek. Die manier is om net te leef soos Jesus sou heel beste vir hulle wys. Ek dink die beste vir my daar was die hele beginsel wat eintlik in Jesus se heel eerste preek, vroeg in sy preek sê hy, dis die bergpredikasie sê hy, dis die 10 beginsels van die koninkryk, en dan sê hy volgende, en julle is sout en lig. Salt make things better, light make things brighter. Make things brighter, make things better. As jy vir die lewe vir iemand om jou kan beter maak en helderder maak, you're already doing something. So, vrees nommer 1 is ek bang, as ek oor Jesus begin praat, I will push people away. Well, maybe you could speak less about it and show him more. Dis net 'n voorstel. Tweede vrees, is maar I'm overwhelmed, where should I start? Party mense sukkel om net, ek dink Johan het nou gesê, ek dink van die boss het gesê, you showed up, is jou woorde, you showed up. Hy het opgedag. Daar is my eie besluit, daar is my motto vir die jaar. I've got to show up. Ek moet wees waar ek moet wees, just show up. And you've got to be in it to win it. Nee, wat sê hy nie meer weet, wants to be a millionaire, wat is like, game show. You've got to be there. So die eerste ding is, as jy dink, I'm overwhelmed, where do I start? Start with something really small. Just start with something really small. Wat is die eerste ding wat jy vandag gaan doen? Maar moet nie vir die hele tyd wegkryp agter die verskoning of die vrees en sê, wat gaan jy nou doen? Want dis wat die vyand vir jou gaan sê. Nou as jy dink, ek wil graag die koninkryk integreer op 'n manier my werk elke dag, gaan die vyand sê, wat gaan jy doen? Jy nou 'n middagete diens hier launch. Gaan jy nou gaan jy nog preek, wat gaan jy doen? Ek weet jy kan doen nie. Ek gaan vir die Here vra. Okay. Ek vir die Heilige Gees waar jy te lei. Start small. Start small.
Begin net met whatever die heel kleinste ding is, maar begin daar. God respects when we start small. Derde, well, I do not own the business. How can I lead it this way? Maar ek werk vir aandeelhouers. En my aandeelhouers is 'n moslim en 'n wat. Ja, ek weet, dis van dit. Moenie daar is 'n verskoning of vrees by wil, ek gaan nooit iets studeer hier kan doen nie, want my aandeelhouers. Een van my vriende is en vandag deel van 'n groep wat ons vandag hier die hele dag gaan sit. Is hoof van 'n CEO van 'n baie groot manufacturing plant hier so daar by die lughawe. Vra net van 'n groot sielefabriek, lyk of hy groter is. Ek vroeg toe dat 'n groot fabriek is so 3-4,000 vierkante meter. So ja, ons fabriek is 45,000 vierkante meter. Dit is 4,5 hektaar onder dak. Ja, ons is 'n groot setup. Sy aandeelhouers dien nie die Here nie. Maar hy besluit hy is uitgesproke, dis so hy staan. Hy sê elke keer verluister julle weet, dis wie ek is waarvoor ek staan, ek sal wel fire my, maar dis waar hy staan in sy journey. Sê dis waar jy staan nie. Maar hy sê op 'n stadium met sy ongelowige aandeelhouers vir hom gesê, luister hier, ons respekteer waarvoor jy staan, want ons weet at least, jy staan vir die waarheid, jy lieg nie, jy praat altyd die waarheid, jy is reguit, en so. Al is dit nie ons geloof nie, ons ander geloof. Ons weet dis wat jy is, and we want you to be the CEO and stand for those things. Want weet ons tenminste, jy jok nie vir ons, jy steel ons nee. Wat is dit wat die Here vir jou sê om te doen? So nie, weet as die derde vrees of verskoning, sien my besig, ek sê die aandeelhouer of aandeelhouer, ek het ander aandeelhouers. Vra ons steeds vir die Here wat om daar te doen. Will focusing, nummer 4, will focusing on kingdom impact hurt profitability. Dis wat vrees baie mense sê. Ja, maar as ek vir die Here iets doen, wat gaan met ons winste gebeur? Ons maak nou so lekker geld op, maar 'n dodgy manier. Die cashflow is nou lekker, ons weet nie helemaal, dis een van die goed wat baie ons sien oor baie, ja, maar as ek nou koning krijg, gaan ons nie minder winsgewend wees. Dis al hierdie gedagtes wat die vyand aan ons gaan lê, as vrese, so ons nie die koninkryk integreer, waar ons is, waar ons beweeg. Dan dink oor daai ene. Profit and purpose are not enemies. Jesus affirmed fruitful stewardship, net op daai punt van will focusing. Jesus, toe hy die gelykenis van die 10 talente vir die stewards. Wat het hy gesê, vir elke van hy sê, een Engelse vertaling sê, letterlik vir die talente gee, het van hy sê, go and do business until I come. En toe hy terugkom en whatever hy entrusted to them, when they doubled it, he said, good and faithful servant. So profitability is deel van die Here. As Jesus ons iets gee, sê hy, wat ek vir jou gee, verdubbel dit. 10% of 20%, verdubbel dit. Die Here wat gesê het, ek pas dit net op. Ek sal vir hom teruggee wat hy vir my gegee. Ek gaan dit net oppas. En seker maak niemand vir nie. Ek gaan net so dat slegte en lui dien, dit is my harde woord. Want dit is nogal hard. Iemand moet wat dit hoor en dan. Slegte. So as jy 'n vrees het, will implementing the kingdom impact profitability. Jesus se mandaat was, ek gee vir jou verdubbel. God is full profitability. En daai einste gelykenis van die talente. Die 5de een. How do I measure kingdom impact and spiritual ROI, spiritual return on investment? How do I measure that? You very often can't. It's okay. As ek my oor kultuur praat, dan sê ek ook altyd vir hom, besluit wat jy wil weet, wat jy nie wil weet nie. Besluit wat jy kan weet, wat jy nie kan weet. Daar is seker wat jy nie kan weet nie. Jy kan nie vir my vandag sê wel, maar omdat ek gebid het vanoggend, het ons 50 polisse gekoop. As ek nie bid nie, dan is dit net 10. Ek kan nie altyd 'n direkte korrelasie. But God tells you exactly what to do, just do it. Be obedient. Moenie die verskoning of die vrees gebruik, want ek kan nie die impak weet nie. Ons het by ons besluitkommissie, ons gee vir ons personeel tussen 7 en 7:30, tussen 7 en 7:30 die oggende, hoever daar is, kry gratis ontbyt. Ek kan die kafeteria area toe moonshot gaan en eet, 250 mense plus mense elke oggend,
Dink jy groter vir die jaar is 2.4 miljoen rand vir ontbyt. Does it make you more profitable? We don't know. Ons dink so, ons kan nie meer, ons gaan dit nie meer nie. We just think it's the right thing to do. Want as as 'n klomp mense wat opdaag met nie kos wat volgens die kan eet nie, it's just the right thing to do. So as jy voel as jy vir jou hart lê, do the right thing. 5 vrese, 5 verskonings. Eerste, my employees are not Christians, will my expression of faith alienate them. Number 2, I'm overwhelmed, where do I start? Number 3, I do not own the business, how can I lead this way? Number 4, we'll focus on kingdom impact and profitability. And number 5, how do I measure kingdom impact and spiritual return on investment? Ek wil afsluit, laaste punt. So setting kingdom priorities for the year ahead. How do I set kingdom priorities? Daar's 3 areas wat ek dink ons dit maklik kan hê. Daar's stewardship. So ek kom terug by stewardship, rentmeesterskap. There's 3 things to steward. People, resources, and influence. How will you steward the people God has entrusted to you? How will you steward resources? And resources is geld, geboue, voertuie, wat ook al jy in jou pakkie het, dat jy op een of ander manier vir die koninkryk wil of kan aanbied, of jy voel jy wil. People, resources, influence. So eintlik daar nog op 'n minuut of 3 wil stil te staan. As jy ergens vandag 'n tydjie het, vat so 5 of 10 minute een kan, vra net vir die Here, God, what do you expect of me? How should I steward my people? How should I steward the resources you've entrusted to me? And how should I steward my influence I have, the platforms you give me, the vision you give, whatever die Here vir jou gegee. How should you steward those things? As jy op daai 3 areas kingdom impact inbring, dan gaan jy 'n paar en dit uit seker wel, wat moet ek dan doen? Wat moet ek sê? Wat moet ek gaan maak? Wat sou sluiting, wat sou ek in plek sit? Steward people, steward your resources, steward your influence. Ek gaan daar stop. Kan ek veel bid? Vader, dankie dat ons oggend kan hierso staan en besef, sonder U is ons soos leë blikke, leë houers. Ons het niks om te gee nie, ons het niks om te kan doen. Die skrif sê dat sonder U is ons niks, kan ons niks. But God, you have chosen to make us stewards of the biggest kingdom there is. Of the wealthiest kingdom, of the largest kingdom, of the most powerful kingdom. Here, U besluit dat U ons stewards gaan maak. U het ons eerste gekies, ons het U nie eerste gekies. U het ons eerste kom genade wys, om liefde wys, om alles gee. And all we can do is, Lord, may we today go, and may our work be worship. May our worship be work, and our service be worship. Help us to integrate everything we do, and help us to be faithful stewards. Help us to take the talents you've given us. Here, om daai talente te vat. Help ons om dit te verdubbel. Help ons om gehoorsaam te wees. Geef ons die krag vandag. Mag ons sensitief is op die stem van die Gees. Wat om te doen, hoe om dit te doen, en wie om dit te doen, en mag ons ook wees vir U leiding. Ek bid vir elke man volgend hier, ek seën hulle in Jesus naam. Ek seën die roeping op hulle lewens, ek spreek lewe oor dit. Spreek genesing waar daar seer en bitterheid is, waar die vyand knak kom doen, en spesifiek die dit wat vir julle voorgeroep het. Maar altyd die vyand se plan is om daai ding wat die Here ons voorgeroep het te wil breek. Dankie Here, mag U kom genees, kom heel maak, en ons terugsit op die pad om uit te leef die roeping wat U in ons lewens het. In Jesus naam. Amen. Ons 'n besondere boodskap. Manne, net vir 'n minuut, as weet ons besluit af. Sit sommer net gou daar en sê net vir die Here vandag, Here, daar waar ek vandag is, wat se spore los ek vandag daar? Nee, nou wat is dit? Sê net, Here, ek wil 'n liefdespoor vandag los. Net liefde. Net vir 'n oomblik. Net daar waar is dit? Net vir 'n halwe minuut. Sê net gou vir die Here, Here, mag dit waar ek vanmôre stap, waar ek vandag stap, dat ander die liefde in my kan sien. Want dit is moontlik die enigste Bybel woord wat iemand vandag kan lees. Sê dit net daar vir
Amen. Manne, ek gaan nie veel praat nie. Vat jou ons die skouers staan op, ons slip die Onse Vader. Sien mekaar volgende donderdag. Voor ons uit mekaar uit gaan, net die volgende. Ons begin volgende Woensdag, oggend 6:00 met Bossa Silver Lakes. Ons is donderdagoggend hierso 6 tot 7, Silver Lakes 6 tot 7 op 'n Woensdagmôre. En ek hoop ek sien jou daar. Daar's niks fout om op 'n Woensdag en op 'n donderdag sommer net te kom koffie drink en in die Here se teenwoordigheid te wees. Wat jou daar, ek sal vir ons insit die Onse Vader en dan sluit ons af by die Onse Vader en dan gaan ek vir Marno vra om vir ons die seën uit te spreek voor ons uit mekaar uit gaan asseblief. Kyk, ons gaan net so. Gaan op hierdie 1 2 Ons Vader wat woont in die hemel, geheilig sy naam, laat die ryk kom, die wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons daagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Vader, dat ons elke man kan seën volgend, met vir beskerming, by elke persoon, elke huwelik, elke gesin, elke besigheid. Mag jy hulle beskerm, mag jy engele vandag opdrag gee, mag gaan hy elkeen wat hier staan vandag, om saam met hulle te wees, en mag jy seën op elkeen se lewe rus vandag, in Jesus naam. Amen. Manne, sien jou volgende donderdag. Dankie.